Goeiemôre, dit is maandagoggend 14 April 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Dis my dankbaarheid wat ons kennis neem van die goeie reën wat natuurlik landwyd geval het. En ons sien dit alreeds hier aan die Oranje Rivier, die Ograbiese valle, Boegebergdam. Daar's verskeie damme, die Vaaldam se sluise is oopgetrek, die Gariepdam loop oor. En dan kom ons dan nou uiteindelik by die Bloemhofdam uit, waar dinge op hierdie stadium nie te lekker gaan nie. Maar kom ons gaan kyk eerstens gou net vinnig, dat ek net so 'n bietjie beeldmateriaal vir julle gee oor wat tans die valle lyk en hoe lyk Boegebergdam. En dis baie water wat val, wat ook natuurlik diepe dankbaarheid bring, maar daarmee saam ook groot verantwoordelikheid, waarby ek nou gaan uitkom. Boegebergse Dam. Boerebloed, Afrikaner bloed, het hier geloop om hierdie dam met hulle hande te bou. Elke konkreet met hande gemeng, strywaans ingestoot. Dis die profasie waarvan ons gemaak het. Ons sal weer opstaan. En daarmee net so vinnig gekykie. As ons nou gaan kyk wat daar by Bloemhofdam aan die gang is, ons sien dat die feit dat die sluise nie in die korrekte manier oopgemaak is om water uit te laat nie, het dit tot groot skades gelei. En die Bloemhofdam wat eintlik 'n vloedbeheerdam is en nie soseer 'n opgaaldam nie, kan tot groot probleme lei wanneer dit verkeerd bestuur en verkeerd bedryf word. Want dit lei tot groot oorstromings ondertoe in die rivier. En ons sien dan ook die opskrif daar, swak bestuur van Bloemhofdam lei tot skade wat verhoed kon word. En dan is dit met skok wat 'n mens sien hoe die huise onder water staan as gevolg van die feit dat hierdie sluise nie behoorlik beheer word nie en behoorlik bestuur is nie, en uit die aard van die saak lei dit tot groot skade. Ja, ek moet hom nou net remove daar sy. Ek tas nog so 'n bietjie rond hier tussen al die verskillende knoppies en dinge, maar dit begin daarom al beter gaan as 'n tyd gelede. Die verantwoordelike bestuur van ons waterbronne lei tot groot kommer in Suid-Afrika. Die Vaalrivier is in vloed, die Oranje Rivier is in vloed, dit alles saam kan tot groot skade lei, veral wanneer die sluise onoordeelkundig oopgemaak word. Bloemhofdam kon baie vroeër al water uitgelaat het om te verhoed dat hy die punt bereik waar hy al die sluise moet oopmaak. Ons het reeds gesien die skade aan die damwal by Bloemhofdam. Baie mense het beeldmateriaal daaroor gepubliseer op sosiale media. Maar alles kom vir my terug na hierdie onverantwoordelike bestuur, want dit is gewoonlik onkunde wat lei tot onvermoë en onverantwoordelike bestuur. As daar nie die nodige kundigheid bestaan nie,
kan jy nie verwag dat die damme korrek beheer sal word nie. En sal dit lei tot skade vir die inwoners langs die oewer. Al word hulle gewaarsku daarvan en kan hulle betyds pad gee, dink aan die skade aan die infrastruktuur van daardie inwoners langs die Vaalrivier Christiana se kant toe en dit wat hulle daar skade lei as gevolg van die onverantwoordelikheid. Maar nou kan ons dit deurvoer na 'n klomp ander aspekte in ons lewens toe, waar ons hierdie onverantwoordelike bestuur, hierdie onvermoë, die onkundigheid, kan deurtrek tot op regeringsvlak. Nou as die regering nie behoorlik kan regeer nie, en ons sien ernstige berigte van probleme binne die regering van nasionale eenheid, en ons weet dat die ANC het met die EFF vergader en ook met Rais Mzansi gesprekke gevoer, om dan te kyk of hulle die steun wat hulle nodig het vir hulle besluite waard, en dit wat die DA en die Vryheidsfront en hierdie ouens verhoed, werf die ANC nou steun elders vir hulle beleid, maar jy sien deurlopend hierdie gebrek aan onkunde. Dit het gelei tot die verval van ons infrastruktuur, toename in transportmaatskappye omdat die spoorweë nie meer effektief alle vragte kan vervoer nie. Ook baie stadig die gebrek aan onderhoud op hierdie spoorlyne lei daartoe dat daar al minder vrag is, maar dat daar ook meer ongelukke plaasvind, treine wat ontspoor, trokke wat ontspoor, en natuurlik lei dit tot 'n toename in padvervoer van ergse wat daarmee saamgaan, en dit lei weer tot die verval in die paaie. En alles gaan vir my rondom die feit dat daar nie behoorlike beheer toegepas word nie. Dat permitte en lisensies vir mynbou geen perke opgestel is nie, dat dit eintlik op 'n onverantwoordelike wyse gegee word, daardie lisensies, en ons sien hoe meer en meer myne oopmaak, wat lei tot meer en meer vragmotors op die paaie, wat lei tot meer verval van die infrastruktuur. Dis ons groot gevaar hier in Suid-Afrika. Alles is aan die verval en aan die agteruitgaan. En ergens gaan ons 'n baie gevaarlike punt bereik, en dit is die punt waar hierdie verval net eenvoudig na 'n totale ineenstorting van stelsels gaan lei. Want as daar nie kundigheid is nie, en daar bestaan net onvermoë, dan moet ons verwag dat dinge verkeerd sal gaan. Ons het gesien hoe die weermag oor die jare agteruit gegaan het, hoe die polisie agteruit gegaan het, hoe die vlakke van korrupsie gestyg het, en hoe wetstoepassing al meer en meer selektief toegepas word, waar die werklike groot misdaadgebiede amper vermy word, omdat die polisie self te versigtig of bang is om daarin te beweeg. Weereens, daar's goeie manne in die weermag, daar is goeie mense in die polisie, maar dis te min om uiteindelik, wanneer al hierdie verval, hierdie onverantwoordelike bestuur, wanneer dit alles lei tot 'n ineenstorting, tot woede, tot armoede, toenemende armoede, hongersnood, gaan die polisie ons nie meer kan beskerm nie. Selfs met die hulp van die weermag gaan hulle nie in staat wees om enige vorm of mate van beskerming te bied nie. En in hierdie week wat voor ons lê, dink ek is dit nodig om ernstig te besin oor wat lê vir ons voor. Ek het gister gepraat oor 'n paar aspekte, en een daarvan is, wat doen jy? En die ander aspek,
daarvan is, wat is geloof? En geloof is om te glo in dit wat jy hoop. Nou ons het 'n hoop vir ons nageslag, ons het 'n hoop op 'n toekoms vir hulle, maar dan moet ons glo dat ons iets daaraan kan doen. Dan moet ons glo dat ons met die leiding van ons Skepper op die regte pad is en dat dit ons in staat sal stel deur goeie beplanning, deur goeie voorbereiding te tref, dat ons wel ons mense sal lei na veiligheid en 'n voorspoedige toekoms. Want as ons nie glo daarin nie, is daar geen hoop vir ons kinders en kleinkinders eendag nie. En ons moet glo dat ons 'n verandering kan maak op die stadiums waar dit die meeste gaan vra van ons, baie opoffering, baie prys gee, ter wille van en ter wille van. Ons sal dit moet doen, anders is daar nie hoop nie. Ons geloof in ons Skepper, ons geloof in dit waaraan ons glo, dit wat ons voor hoop, mag ons nie verloor nie. Daarom is deelname, beplanning en selfvoorbereiding so uiters belangrik in 'n tyd soos hierdie. Maar geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug by julle. Mooi loop.